seuns en dogters. Vandag gaan ons kyk na die ontdekking van ons 3 basiese trigonomiese grafieke. Soos julle weet, het ons nou klaar gemaak met ons Euklidiese meetkunde en analitiese meetkunde en ons het 'n bietjie daar gekyk na grafieke. Nou, ons trigonomiese grafieke werk amper dieselfde. Jy sal sien daar's verskillende komponente wat ons in ons volgende les gaan kyk, soos ons A en ons Q, net soos wat ons gekyk het in ons vorige grafieke, soos jou parabool, jou hiperbool, jou eksponensiële funksie, al daai het te doen met jou A en jou Q, en later aan sal ons dit ook van toepassing hê op ons trigonomiese grafieke. So vandag gaan ons spesifiek kyk net na die basiese vorm, ons noem hulle moedergrafieke. So dit is die grafiek wat voordat hy op of afskuif, voordat sy amplitude of enigiets soos dit verander, hierdie gaan sy basiese grafiek wees. Sy moedergrafiek. Presies dieselfde soos ons parabool en ons hiperbool ensovoorts. Okay, so ons gaan eerstens kyk na ons tabel. So ons gaan 'n tabel op ons calculators uitdruk. Ek sal julle mooi wys hoe om dit te doen. Dan gaan ons daai punte neerskryf en ons gaan daai punte kan plot dan op 'n asstelsel om ons grafieke dan te vorm en daarna gaan ons 'n bietjie van die patrone dan ontleed. So ons het ons singrafiek, 'n kosgrafiek en 'n tangrafiek. Ons gaan na elke een se vorm kyk en julle sal verbaas wees hoe naby aan mekaar 'n sin en 'n kosgrafiek is. Nou, 'n bietjie van 'n vinnige opwarming, so ek vra dat jy asseblief jou sakrekenaar uithaal en dan staan jy sommer dadelik reg om vir my die volgende paar antwoorde te gee. So as jy op die sakrekenaar indruk sin 50, wat sal jy kry? Sin 50 gaan vir jou? Ja, dankie. Baie dankie. Dit is 'n goeie antwoord. 'n Akkurate antwoord. Soortgelyks kan ons dan ook met kos 70, tan 25 en sin 90. Elkeen kan ons 'n waarde kry. Nou as ons daai koördinaat wat ons nou daar ingedruk het as 50, as ons dit in vervang het met x, wat gaan dan gebeur? Wat gaan my y-waardes wees? Ons kan so dan x en y-koördinate uitfigure, ekskuus vir my Engelse woord, ons kan dit ontleed en ons kan sien hoe die vorm van daai grafiek dan lyk. Maak asseblief vir my seker dat jou sakrekenaar in DEG is. As jy nou nie is nie, steek asseblief jou hand op nadat ons die oefening begin, voordat ons die oefening begin voltooi, dat ek hom vir jou kan kom regstel. Right. Nou, hoe kry ons hierdie tabel waarvan ek gepraat het? Hoe kan ons nou die koördinate baie maklik, jy kan dit ook met jou hand elke keer gaan invul, maar om 'n maklike, vinnige manier te hê, kan jy dit op jou sakrekenaar doen en dit sal ook later jou help as jy dan intoets met verskillende grafieke op een asstelsel teken. Dit sal makliker vir jou wees om daai punte dan te gaan plot. Nou, jy gaan, stap 1, gaan jy mode druk op jou calculator. My calculator lyk vir vandag so klein bietjie anders, my calculator lê ongelukkig in my vriendin se sak, so vandag gaan ek hierdie calculator gebruik, so hy lyk so klein bietjie anders, maar julle is gewoond aan die Casio, so julle sal weet waarvan ek praat. So, aan die bokant van jou Casio is daar 'n mode, so jy gaan na mode toe en dan op jou skermpie sal daar 'n paar nommertjies verskyn en jy gaan die een nommertjie druk wat sê table. Nadat jy dit gedoen het, gaan ek vir jou 'n paar vragies vra. Ek gaan vir jou start vra, end vra en ek gaan vir jou step vra. En jy gaan maar volgende vakwaardes vir my indruk. 0, 360 en 90. As kies voor jy dit indruk, gaan hy eers vir jou vra vir die funksie en jy gaan sin x indruk. Alright, so sin x en dan gaan hy jou verskillende vragies vra en jy gaan nou waardes vir my inlees. Dan gaan hy vir jou 'n tabelletjie uitgee met x en y-waardes. Okay, die tabelletjie gaan soos volg lyk. Hy gaan hê op 0 grade is jou funksie 0. Op 90 grade is jou funksie 1, op 180 grade is jou funksie weer 0, op 270 grade is jou funksie weer -1 en op 360 is dit 0. Nou wat sal gebeur as ons hierdie op 'n asstelsel teken? As ons y-as vervang met in plaas van jou x-as in plaas vervang met x-waardes, vervang ons dit nou met grade, so ons werk van 0 tot 360 grade en ons gaan plot hierdie punte. Hoe sal dit lyk? Dit sal soos volg lyk, dit sal soos 'n golf lyk.
As jy kyk na jou vorige waardes wat jy gehad het, ons het van 0 gegaan, op na 1 toe, weer terug na 0 toe, af na minus 1 toe, en weer terug na 0 toe. So hy het opgegaan en afgegaan, so hy het 'n golfvorm gevorm. Nou, die amplitude, waarvan praat ons as ons sê die amplitude? Ons praat van die hoogte van die golf. So as jy kyk van hierdie eerste punt af, op tot waar sy maksimum lê, is dit 1. So ons sê hierdie grafiek se amplitude is 1. Sy periode is van jou, is amper soos jou definisieversameling in jou vorige grafieke, so dit is waar jou grafiek strek in jou x-waardes, so dit gaan van 0 al die pad tot 360 is. Dit is tot waar ons hierdie grafiek geplot het. Dan die terrein, so, ek weet of julle kan onthou van ons vorige lesse nie, gebied is soos jou definisieversameling en terrein is jou soos jou waardeversameling. So dit is jou x en jou y-waardes. So terrein is jou y-waardes, so dit gaan wees van minus 1 al die pad op tot by 1. Dit is jou terrein. Alright. En sy beginpunt is 0 grade en 0. Nou, wat as ons kyk na ons volgende grafiek en ons kyk na kos? So ons het nou gekyk na sin, en ons weet sin maak 'n golfie. Nou as jy daai selfde stappe volg en jy tik dit in, gaan jy ook 'n tabelletjie kry en as jy daai punte gaan plot, sal jy sien kos 0 grade is gelyk aan 1. So kos begin nie by 0 en 0 soos sin nie, hy begin by 0 en 1. Ok, so hy begin daarbo, jy sal sien hy gaan dan af en hy moet dan by 90 grade moet hy dan die grafiek doen by 0, jou y-waarde gaan dan 0 wees. En dan gaan hy af na minus 1 toe, weer op na 0 toe en hy eindig weer by 1. So ons kosgrafiek het ook 'n golf net soos wat ons singrafiek het, maar hy is net half 'n bietjie opgeskuif. As jy in jou kop kan dink, okay, hy is eintlik maar net 'n bietjie opgeskuif, dan gaan dit vir jou baie makliker wees om hierdie waardes te onthou. Want as ek verder kos gaan teken, gaan hy ook weer afgaan. En as hy op en af gaan, dan lyk hy amper presies net soos my singrafiek. Sy amplitude is dieselfde as my singrafiek. Dis ook 1, want sy golfgrootte is presies dieselfde en dan my periode is 360 dieselfde. So as ons hierdie twee op dieselfde as gaan teken, dan sal jy sien hulle lyk baie dieselfde. Ons kan sê hulle is amper van dieselfde familie. Soos jy en jou boetie amper dieselfde lyk, maar julle lyk tog nog steeds 'n bietjie verskillend. Dis kan ons presies dieselfde sê met ons sin en ons kosgrafieke. So ons het ons amplitudes bly dieselfde, ons periodes bly dieselfde, maar hulle waardes op ons y-as, dit is wat verskil. Right. Nou wat van tan? Nou tan het 'n bietjie van 'n probleem, want as ek gaan en ek wil weer my tabel teken, onthou die waardes wat jy op jou tabel invul is 0, 90 grade, 180 grade, 270 grade en 100 grade. 360 grade. Nou as jy daai waardes gaan invul, gaan jy sien party van die waardes gee vir jou 'n error. As jy gaan en jy vervang 0 op tan 0 in jou kalkulator, dan sê jy die waarde 0 kry. Tan 45 grade, ons deel dit so 'n bietjie kleiner op, gaan jy 1 kry. Maar as jy tan 90 op jou kalkulator invul, gaan jy 'n error kry. So dis sê dit vir ons dat hierdie grafiek nie 'n waarde het, 'n y-waarde het by my x-waarde 90 nie. So dis weet ons dat dit soos ons ander grafieke, want ons weet in ons ander grafieke met ons parabool, ons eksponensiële funksie en ons hiperbool, weet ons dat daarso waar hy 'n math error gegooi het, daarso is waar ons asymptoot is. Nou ons dan grafiek het ook dan nou asymptote. Hy het 2 asymptote. 90 grade, soos jy daaronder kan sien, en 270. So ons dan grafiek het 2 asymptote en ook as jy dan die waarde dan bietjie daai waardes wat ons gewoonlik ingevul het met ons sin, kos en tan, so 0 en 90, as jy dan net in die helfte deel, om te kan 'n punt daar hê, gaan ons 45 grade het, so ons deel die punte maar net 'n bietjie minder op, sodat ons verder die grafiek meer akkurat kan teken. So by 45 grade
grade is my tandgrafiek by 1 en dan by 90 grade het hy asymptoot, dan by tussen 90 grade en 180 het ons 135 grade, so daar sou jy sê dit is dan by minus 1, by 180 grade is hy by 1, dan weer tussen 180 en 270, dit is 225, gaan jy dan weer ook sien dit is by 1 ensovoorts. So jy gaan presies dieselfde tabel op jou calculator kan uitteken. So dis nie te sê jy hoef hierdie waardes te onthou nie, maar jy moet wel onthou dat die tandgrafiek 2 asymptote het, by 90 grade en by 270 grade. En dan selfde as ons dit sou in ons negatief is beteken. Reg. Nou wil ek 'n bietjie vinnig vrae hê so om te sien of jy hulle wakker. So wie is ek? By elke van hierdie sinnetjies praat ek van 'n spesifieke grafiek en jy moet vir my kan sê wat dit is. So ek begin by 0 en 1. Yes, dankie. Dit is kos. My periode is 180 grade en ek het asymptote. Die enigste wat ons weet van wat asymptote het, is ons tandgrafiek. Mooi. Reg, ek begin by 0 en 0 en my periode is 360. So die grafiek by 0 en 0 begin is sin. Dan my amplitude is 1 en ek kan by 0 grade begin met 'n waarde van 1. Wat is dit? Dink mooi. Mooi, dit is kos. Baie mooi ene. Nou, hierso is maar net 'n bietjie van 'n opsomming van die basiese grafieke. So, ons sin begin by 0 en 0, kos begin by 0 en 1, tan begin ook by 0 en 0. Dan het sin en kos 'n amplitude van 1, sy golfhoogte is 1, maar omdat tan al die pad boontoe gaan tot 'n onewigheid boontoe en tot 'n onewigheid ondertoe, het tan nie 'n amplitude nie. Hy het nie 'n hoogte van 'n golflengte nie. Dan ons periode by sin en kos is 360, maar omdat tan 2 asymptote het, strek hy slegs 180 grade. En dan sin en kos het 'n golfvorm en tan het asymptote. Ja, baie dankie dat julle so mooi na my geluister het. Ons het nou 'n individuele aktiwiteit. So jy gaan dit nou vir my hierso in die klas voltooi en dan sodra ons klaar is. Sodra julle klaar is, gaan ons dit dan so merk. Ek gaan 'n bietjie deurstap om te kyk dat julle julle werk mooi voltooi. Daar sê baie mooi julle. Ek sien julle het die aktiwiteit maar voltooi. Hierso op die bord is dan 'n memo. Ek wil hê jy moet dit individueel merk. Want ek weet party van ons kan skoon kry as ons nie weet as ons sien ons het nie antwoorde reg. So merk dit individueel en dan wil ek asseblief hê dat jy moet vra vir my as jy sukkel. En ek gaan dan tussendeur ook stap, ek gaan spesifiek kyk wat se antwoorde is daar spesifiek waarmee ons sukkel en dan sal ons daai antwoorde definitief deeglik hersien in ons volgende les. Right. Baie dankie julle.